van die Here in John 7, I think it's 7, 1 verse 7. 7 verse 12. I watch over my word to perform it. Ja. En jy moet nie meer gesaldes aanraak nie. Halleluja. Jy trap in gevaarlike plekke as jy die gesaldes van die Here aanraak. Of probeer hulle val beplan. Come on. Maar die Bijbel sê, touch not my anointed and do my prophets no harm. Halleluja. Jy touch die appel van God se oog, waarin jy kinders van die Here is gelekker. Die oogappel van God, raak jy aan. En baie keer beplan die vyand om jou demise, om jou val te beplan. Maar die Bijbel sê, die einde van God sal teen hom gaan. Halleluja. Jy sal sien wat gebeur met hom. Baie keer wil ons nie baie praat nie, wanneer ons aangeval word, of die vyand probeer ons karakter, of ons val beplan. Dan hoef jy nie op te staan en jouself te verdedig nie. Halleluja. Be still and know that I am God. Hy sê wees rustig. Die Here gaan die stryd vir jou fight, because the Bible says He honors His word above His name. En wanneer 'n kind van die Here geïnverkies is, wanneer 'n kind van die Here geselect is om die naam en saak van die Here groot te maak en te prys, dan moet jy weet wat die vyand beplan op behoog sal nie werk nie. Halleluja. Because die Here is aan ons kant. The God of the world, the universe, the God that created everything, of ek en jy se kant. Ek en jy kan net oorwinnaars is aan die Here, wanneer ons by die Here bly. Ons gaan deur 'n moeilike tyd, maar ons bly by die Here. Ons bly by die Here. Want by die Here, daar is full joy op jou lippe. Daar is nog steeds joy op jou gezicht. Because the joy of the Lord is our strength. Halleluja. Die vreugde van die Here is ek en jy se krag. Wanneer ek en jy terug loop en nood is, dan weet ons daar is 'n stryd. Because die Here sê, that the strength of the Lord be your strength. Laat die nodigheid nie jou weaknesses nie. Because opposite of strength is weakness. Wanneer jy dink, hoe kan ek sê, noord is, of bitterness of serious, as the opposite van strength, dan is ek en jy defeated. So ek en jy se mindset moet so ingestel is, wanneer ons deur moeilike tye gaan, let the joy be your joy. Let the joy of the Lord be your strength. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. I greet you all in the powerful name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. And greeted the young as well this morning, my brother in the back as well. Bless you, my brother, in Jesus' name, the children as well. Die kinders, ek sien julle vanoggend in Jesus' naam. Amen. Halleluja. Die kinders wys ons wat is dit om die Here te dien. Die kinders kom na die huis van die Here toe met hand, met volheid en moed. En sê ek wil in die weë van die Here loop. Halleluja. Die Bybel sê, verwonder hulle nie, want dan sal ek behoort die koninkryk. Halleluja. En hulle behoort die koninkryk. Ek en jy moet dieselfde mentaliteit hê van die kinders. Halleluja. Nederig bly. Wanneer die woord van die Here sê, luister wat die Here sê. En in die teenwoordigheid is van die Here. Vandaag bitte kan jy die mense groot gemaak. Die mense sien nie meer kans om die Here te dien nie. Halleluja. Blessed be the name of the Lord. Baie groot mense, die Bybel sê, hulle het slim geraak. Hulle het groot geraak vir hulle skoene laas weer. Te groot geraak vir hulle skoene. Ons luister nie meer nie. Ons maak nie meer tyd vir die Here nie. Halleluja. En hy is die een wat ek en jy lewe gee. Hy is die een wat ek en jy die pad loop maak. Wanneer die pad kronkel raak, maak jy die pad weg en jy stryd. Halleluja. Hy maak 'n weg waar nie 'n weg is. Halleluja. That's why I said, over die Here. Over die Here. Halleluja. Ek sê weer, over die Here. Bly by die Here. Deur die moeilike tye en die goeie tye. Halleluja. Baie keer kom die mense, wanneer het goed gaan, dan sê jy nie weet nie.
dan sal by die Here. Maar as dit goed gaan met jou en wanneer jy deur moeilike tye gaan, bly by die Here. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. We found our scripture this morning. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We found our scripture this morning in Psalm 16. 16. Hallelujah. 16. 1-6. Hallelujah. Aan die somer aankom gaan ek kursus aanbied waar ek die kinders van die Here die holikus om te beleer van die dinge van die Here. Op 'n Woensdag gaan ek klasse aanbied dat jy kan groei en versterk in die Here. Want dan gaan 'n tyd kom waar ons sê kom vorentoe en kom doen presentation van die gospel. Amen. So baie keer van 'n tyd. Amen. En dit daar's 'n proses om die werk van die Here te doen. Amen. So December remind me as julle sien ek doen nie wat ek moet doen nie. Ek het al my Bybelskool se files en al die boeke wat ek het toen jy sien something hier by die Bybelskool gewees het ek gebeur. Amen. Maar dat tyd soos die amen. So dan gaan ek die gelowiges empower en so versterk in die dinge van die Here. Amen. Blessed be the name of the Lord this morning. En is al baie is al die tyd is reg. Amen. Hallelujah. Om Woensdag aande as ons kom hier so miskien 5 to 6. Dan gaan ek alles papierwerk alles hê. Dan gaan ons bietjie pyner met die woord van die Here en ons gaan die woord van die Here bepyns en dan gaan die paad in julle in. Amen. Dan gaan jy as jy op instap gaan jy voel jy's 'n different Christian. Amen. Hallelujah. So remind me as die somer kom dat ek gaan vir ons gaan lesse aanbied wat jy versterk, wat die gelowige versterk. Amen. Because without knowledge people perish. Okay. Amen. Without knowledge the people perish. Jy baie keer sit ons in die huis van die Here maar as dit nie clarity waarom ons in die huis van die Here is nie. In die huis van die Here is om jy te versterk in die dinge van die Here. Dat ek en jy versterk is. Because now we find ons punt ons uit waarom ons op die aarde is. Waarom is ons gecreëerd op die aarde? En dit is die en kom ons tot by die punt wat ons weet waarom ons hier is en waarom ons die Here ons hier geplaas het. As kinders van die Here. Halleluja. Is om die wil van God te doen. En aan die ander kant van die situasie is om jouself te develop op in alle areas van die lewe. Amen. Nie net spiritually maar ook physical. Amen. Waar jy mis by oog vir die soos julle gesê het, hou my remind me. Ons gaan 'n kursus doen waar ons gaan lekker mense gaan in die Here. Amen. Hallelujah. Nou, my goodness is small steps make a big difference. Amen. Small steps make a big difference. Amen. Alle kleine stappe wat jy vat, maak 'n groot verskil. Amen. Are you with me this morning? Amen. Hallelujah. So my quotation this morning is small steps make a big difference. Nou, ons kyk na die Psalm 16, vers 1. En dit is 'n Psalm van Dawid. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And verse 1 says, keep and protect me, O God. Keep and protect me, O Lord. Nou, die psalmdigter sê vir ek en jy vandag. Hy sê, Dawid was 'n koning gewees. Die Bybel as ons die Dawid se lewe bestudeer oor die Bybel studie en Dawid, die boeke van Dawid geskryf het oor hulle gesprek van Dawid se lewe. Daar sê Dawid vir ek en jy, keep and protect me, O God. Hy sê, keep and protect me, O God. Dawid het op 'n punt gekom dat hy gesê sonder die Here kan hy niks doen nie. Hallelujah.
Daar moet er op 'n punt waar hy sê, Here, wat is die Afrikaanse woord vir keep? Bewaar my, Here. Want daar buitekant is dit woes. Daar buitekant is dit nie smaklik nie. Is onsmaklik daar buitekant sonder die Here. Daar moet sê, daar moet Here, bewaar my and protect me. Hallelujah. En daar moet weet daar buitekant, wanneer kinders van die Here sonder die Here operate, dan is ek nie in trouble. Maar die Dawid sê in Psalm 16, hy sê, Lord, keep me, beskerm my, hou my in die palm van die hand. Nou dat ek ken my God, nou dat die Here my uitgekies het. En nou wandel ek in die weë van die Here. En hy subject me onder die woord van die Here. Ek luister na die stem en na die woord van God. Hy sê, Here, beskerm my. Laat daar laag om my wees, Here. Want daar buitekant is die lewe koos. Buitekant die raamwerk van Here is daar net evil. The Bible says the thoughts of men are evil. Die gedagte van die mens daar buitekant is boos. Hulle sal goed bedoel met hulle monde, met hulle lippe, met hulle harte. Daar is all evil within them. Daarom moet ek en jy baie versigtig wees as kinders van die Here. Wanneer die snoeitokkers kom, wanneer hulle weet om die regte woord te sê vir jou in 'n situasie, moet ek en jy sê, Here, keep me and protect me. Hallelujah. Want die Bible beskryf dit dat die gedagte of die hart van die mens evil is. Dit is boos daar buitekant. En daarom beskryf dit so mooi sê, Lord, keep me and protect me. Want daar is niemand wat dit kan vir jou doen nie. Hallelujah. Daar is niks wat jou kan keep and protect me. David, die Bijbel beskryf dat David 'n koning gewees het. Hy het armies gecommand. Hy het 'n groot armie gehad, hy het na paleise. Maar hy sê, Lord, keep me and protect me. Beskerm my. Laat daar 'n laag om my wees wanneer ek opstaan en wanneer ek gaan slaap. Hallelujah. En die laag is die woord van die Here. Die protection is the word of God. Want wanneer jy daar buite is, meditate jy op die woord van die Here. Here, even though I go through the valley of the shadow of death, al gaan ek deur die bose in the shadow of the valley of death. Wat in Afrikaans Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer en groen my velde. Luister wat sê die Psalm 30, dis 'n koning. Maar hy sê, Here is my herder. Hy sê nie die klink en die soldaten en waar hy self bevind nie. Hy is 'n koning, maar hy handel homself aan die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, die Here, keep me and protect me. Want daar buitekant is dit boos. Buitekant die wil van God is daar evil. For in you I have found refuge. In die Here is daar 'n beskerming. Wanneer jy op knieë gaan en sê, Here, beskerm my. Ek weet nie weer nie. Ek weet nie links of regs nie. En hy sê, Here, beskerm my. Because the Bible says, He is my refuge and my protection. Die Here is ek en jy se beskermder en ons protector. Wat is protector in Afrikaans, bro? Beskermer. Hallelujah. Die Here beskerm ek en jy. Hallelujah. That's what the Bible says. Meditate on this word day and night, so that you'll be successful. Laat het goed met jou mag gaan. Wanneer ons die woord of die instructions, ons sal sê die manual, of the mind of God, as ons die woord van die Here lees, dan luister ons na die mind van God, die gedagte van God. En David sê dit so mooi, I have found refuge. Ek het dus beskerming van U gevind.
protect me and keep me and be my refuge. So ek en jy moet weet wanneer ek en jy by die Here skuil, dan is daar 'n laag op ek en jy, 'n beskermde laag. Halleluja. En die vyand weet, wanneer jy 'n kind is van die Here, kan hy nie meer in penetrate nie, because there is a shield around you, so ek en jy sê, daar is 'n beskermde laag op ek en jy, wanneer ek en jy by die Here bly. Dus ons David gesê het, wanneer jy skoene te groot raak van jou voete, dan gaan jy trouble kry. Of jy te slim geraak nog, vir die naam en saak van die Here. Halleluja. Daarvoor sê, wees soos 'n kind. Wees soos 'n kind. Wanneer hulle behoort die koninkryk van God. Halleluja. Die kinders weet om nederig te wees. Die kinders weet om kinderlik te bly. Maar wanneer jy te groot raak vir jou skoene, dan gaan ek en jy trouble kry op die pad. En daarom sê Here, you have become my refuge and my shelter. And in you do I put my trust and hide myself. I'm the Here. So that was a confidence, and I hide myself in the Here. Die covering van die Here ek en jy gee. Halleluja. Wanneer ek en jy hom vertrou, wanneer ek en jy hom maak ons refuge en our shelter, en as my Here kept me and protect me, want daar buitekant is dit boos. Daar buitekant die wil van God is dit boos. Is ek reg met jy? Jy weet wat ek van praat, jy was patrole gewees en jy sien nog die evil daar buitekant. Wanneer jy in die raamwerk is, wanneer die Here nie jou laar is nie, or your protection is nie. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Maar David sê, Here, hide me. Beskerm my. Ek sit my confidence in you. Verse 3. As for the godly, the saints who are in the land, as for hulle wat God ken, they are excellent and noble and glorious, in whom is almighty light. Hulle wat hulle self in die Here in open, or die beskerming van die Here soek, kinders van die Here. David says, they are excellent and noble. They have character. Excellent and noble means character. There is no lack of character. As jy in die wil is en in die plan is van die Here, en wanneer die Here jou beskermder is, en jou protection, en jou refuge, dan begin jy noble character te vorm. Hallelujah. A spirit of excellence bring you forth. Hallelujah. Because now you have become your dwelling place. Jesus, die Gees van God dwel nou in jou en in my. En wanneer die Gees van God in ek en jy dwel, kan ons net excellent is en noble is, want dan werk die Here op onze character. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. David van die Goddeloze, the sorrow shall be multiplied who those and other gods. Their sorrow will be multiplied en ek en jy weet op buitekant. Wat gaan die mense deur? Wat die Here een kan sit? Wat die Here op die backburner sit? Wat die tyd wil maak vir die Here nie? Halleluja. Wat nie die saak wil recht maak met hulle makker nie. Want ek en jy moet bekeer according to John 3:16. Hallelujah. God so loved the world that he gave his only begotten Son, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. En wanneer ek en jy in die wil is van God, ons werk vir eternal life. Ons gaan die ewige lewe ingaan in die teenwoordigheid van God. Hallelujah. Toe ek en jy op die aarde is, werk ons vir eternity. Die ewige lewe, die ewigheid.
waar die alle dingen wat ons hier zien op die aarde en wat ons hier gaan niet meer daar gespreken. Halleluja. Dan gaan het joy is. En als je opstaat is het een joy. Halleluja. Wat je glorie gaan ons kabbelen. Halleluja. Dan gaan die ziektes en die en dat en dit en dat. Halleluja. En God is die promises van de Heer werken je hier. Wanneer ik in je volhoudt tot die einde toe. Zal ons gered worden. En we gaan die dingen die in die eeuwige leven uit. En dat is die promise van God werken je hier. Verse 5. The Lord is my chosen and assigned portion. Die Heer is my keuse en my assigned portion. Gedeelte van my. My cup. You hold and maintain my lot. Dra alles wat ek in die deur gaan. Al die moeilike dinge wat ek in die deur gaan, dra die Here. Ek kan nie weet hoe oorkom ons dit nie. Hoe gaan ons deur die storm van die lewe nie? Maar die Bijbel sê, he carries my lot. Daarom sê hy dra die saak. Halleluja, dat ek in die krom loop nie, maar reg op loop. In die midst of die trouble. In die midst van moeilike tye. Loop ons nie bent nie, want ons loop reg op. Because the Bible says he carries our lot. Blessed be the name of the Lord this morning. Verse 5 says so beautifully, Pastor. It says, Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You got all that is mine. Hallelujah. What about the report from the Here? You got all that is mine, my portion. What the Here me gegeer het. Amen. Blessed be the name of the Lord this morning. The life that have fallen for me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. I will bless the Lord. David said, I will bless the Lord. Need someone else, or my mom or my body. I as an individual will bless the Lord at all times. His praises shall constantly be on my lips. These songs take sleep. Hallelujah. Maar altijd zal die praises be on my lips. Blessed be the name of the Lord this morning. Who has given me counsel. Yes, my heart instructed me. In the night season, I have set the Lord continually before me. Hy sê ek het die Here voor my gesit. Met alle dinge het ek die Here voor my gesit en nie agter my. Hy sê, he leads me. Die Psalm dat hy sê, hy lei my na waters van strome van gerechtigheid. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. I set the Lord before me. Ek en jy moet leer van Dawid af, dat ons die Here voor moet hou, teen alle tye. Dat ek en jy die Here voorhou en nie agter nie. Laat sodat het goed met my mag gaan, my broer. Wanneer jy die Here voorsit, dan gaan die lewe net vir jou prosperous wees en dit gaan goed wees. Halleluja. Wanneer jy die Here voorsit, kan dit net goed gaan met jou. Wanneer die Here jou refuge in jou shelter is. And the Bible says, he kept me in all the omstandighede.